Nou vandag maak ons iets wat regtig Suid-Afrika op 'n bord is. 'n biltong sampioen en feta paptert. Die perfekte bygereg vir ons lamb champ skaap op die spit hier buite die ateljee. Nou lamb champs is 'n kompetisie waar 'n mens heerlik kan smil aan skaapvleis en die beste van die beste in ons land gekies word by heerlike gesellige kuiergeleenthede reg oor die land. Nou volgende keer as jy 'n skaapchoppie geniet, gee daardie aartappelslaai bietjie 'n blaaskans en sit hierdie paptert in die oond terwyl jy rustig om die vuur kan kuier. Nou ek praat ook nie van vanoggend van 'n gewone paptert wat jy ken met spek, tamaties, sheba en kaas nie. Ek praat van 'n biltong paptert wat ek vanoggend hier vir jou gaan wys. Wat ek van hierdie gereg hou, is die laag wat jy kry, die romerige pap, die sout, die biltong, die aardse sampioene en dan daardie lekker kaas bo-op. Dis 'n gewone bygereg, maar met 'n effense bietjie van 'n flair. Ek begin met die pap. Nou elkeen het sy eie manier van pap maak. Maak net seker die pap is nie te styf nie. Jy sal sien myne is lekker. Ek sê slap nie, maar hy het so 'n bietjie tekstuur aan hom. Dan nou gee jy vir jou pap 'n lekker romerige draai, roer soetmielies en 'n bietjie kondensmelk by. Dit klink dalk onverwags, maar dit gee die pap 'n sagte soetheid wat ongelooflik mooi werk saam met die sout van die biltong later. Nou kan ons met die vulsel begin en in 'n pan braai jy die eie tot sag en deurskynend voeg sampioene by, asook vars knoffel, tiemie en graseie. En sommer dadelik begin die kombuis lekker ruik. Nou ek deel ook vanoggend daardie geheime bestanddeel wat daardie wat dit ekstra lekker maak. Jy gebruik so 'n halwe botteltjie gekarameliseerde eie en voeg dit by die eie en die sampioene. En glo my, dit gaan mense laat wonder. Die ander elemente wat jy nodig het, is gerasperde cheddar kaas, gekrummelde feta. Vir 'n romerige sous het ek soetrusie roomkaas gebruik en dit net bietjie meer 'n vloeibare tekstuur gegee deur langlewe room by te voeg. En dit ben jy dan goed tot dit 'n gladde tekstuur vorm. Laastens, maar verseker die ster van my dis, het ek fyner of papierdun gekerfde biltong ook hier voor my. Nou wanneer ek later terug is, bou ons hierdie paptert laag vir laag en dis waar al die geure gaan saamkom. Nou vir die lekker deel. Ons sit die paptert aan mekaar en soos jy kan sien het ek al klaar so 'n bietjie begin, maar ek begin met 'n laag van die romerige pap onder in die oondvaste bak. Dan skep ek my sampioenvulsel bo-op. Nou kom die ster van die gereg natuurlik en dit is die gesnyde biltong wat ek oorstrooi vir daardie soutryk smaak. Dan volg die gekrummelde feta en gerasperde cheddar kaas. Gee dit liggies met 'n bietjie potato spice. Dit bring net daardie ekstra hupstoot van geur. Laastens is dit dan die romerige laag. Jy kan ook die room en die kaaslaag omruil. Dit maak nie eintlik 'n groot verskil nie. Nou hierna herhaal jy dan nou die proses en dit is waar ek nou is. Ons wil op die ou einde 2 laai in ons bak, sodat jy daardie mooi ryk laag kan kry. Nou ek gooi nou die res van die roommengsel dan nou ook laaste oor en dan strooi jy kaas en vars tiemie bo-oor. Dan gaan dit oond toe teen 180 grade vir so 20 tot 25 minute totdat dit goudbruin bo is en so bietjie aan die kante borrel. Nou kom ons kyk of ek gou 'n paar laaste stappe vir jou kan wys. Soos ek wou net hê julle moet hier kan koekeloer hoe mooi lyk dit, ingeval ek nie klaar kry nie. So ek het solank die pap daar aan die ander kant geskep. So wat ek gewoonlik doen, ek vat so lepels vol en dan sit ek dit so en dan kan jy dit net met die agterkant van die lepel so rond skuif. So is ons sampioene. So ek deel die pan so in die helfte en dan weet ek al die laag het eweredig of genoeg op elke laag. Ek werk nou nie so teen tyd, want ek wil graag vir julle alles wys. So hom smeer ek sommer ook net so bo-oor. Net so dat hy die pap oral 'n smaakie opkry. Dan is dit nou ons biltong. En dit gooi jy sommer so rof bo-op. Dit hoef nie perfek te wees nie. Kyk, jy gaan met my saamstem. Hierdie is nie jou gewone paptert nie.
En dan hier is my bietjie potato spice. En dan volgende, my gekrummelde feta. En ek doen al hierdie stappe sommer so vooraf. Jy kan dit by die huis ook doen. Dit maak die hele proses baie maklik as al jou bestanddele voorberei is. Volgende my kaas. Kyk, jy kan nou besluit hoe ryk jy dit wil maak of hoe baie. En dan laaste die spread eie gaan ek nou klaar maak en die room. Nou na die breek wys ek jou hoe ons hierdie paptert afrond en bedien. Nou die lekker lamb champs lam is seker nou al amper klaar daar buite op die spit en my mond water behoorlik as ek net daaraan dink. Nou ek het nou wel vir julle die bygereg gewys, maar ek het ook gou 'n steelfoto laat neem sodat julle kan sien hoe lekker daardie lam op die spit lyk. Ek hoop julle kan dit nou sien. Nou vir die laaste stap is opdiening. Hierdie is die paptert uit die oond hier voor my, mooi goudbruin met daardie gesmelte kaas bo-op. Nou al wat oorbly is om dit te garneer met vars timmie of gekapte petersilie of van daai graseie of die spring onions wat ons ook gebruik het. Nou die paptert se tekstuur is romerig, die geure is ryk en elke happie is vol karakter. Nou kom ek doen gou daai stap dat jy net kan sien. Die groen bring net weer die ekstra kleur en laat alles mooi pop. Kyk net hoe maklik. Nou hierdie biltong en kaaspaptert is die perfekte kombinasie van tradisie en vernuwing. Moet nooit bang wees om te speel met bestanddele in kos nie en veral nie in 'n paptert nie. Die kombinasies wat jy bymekaar kan sit is eindeloos. 'n Meer ekonomiese opsie natuurlik is om dun stukkies gesnyde boerewors te gebruik in plaas van die biltong. En saam met 'n glas beierskloof pinotage is dit werklik iets besonders. Nou die resep is beskikbaar op ons webtuiste. Onthou, goeie kos bring mense bymekaar. Maak seker jy hou ons sosiale media blad dop om presies te sien hoe daardie lam op die spit uitgekom het en hoe almal daaraan smil. Met hierdie paptert as die perfekte bygereg.